Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week, Maandag, die 17de Augustus 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir 'n nuwe week wat voor ons uitstrek. Baie dankie dat ons ook vir U kan vra om saam met ons in hierdie nuwe week in te beweeg. Lei vir ons Vader, hou vir ons vas asseblief. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dan gaan ons aan in Petrus. Ek het vir julle Saterdag gesê toe ons begin het met Petrus, die eerste brief van Petrus, dat hy het geskrywe aan Christene wat op daardie stadium versprei gewoon het in die provinsies van die Romeinse Ryk. Ek het vir julle ook gesê dat 'n ou moenie die goed as van 'n afstand af lees nie, maar ons moet sê ons wat in Wes-Kaap bly of in Oos-Kaap bly of in Noord-Kaap bly of in Gauteng bly, KwaZulu-Natal bly, kom ons luister wat sê Petrus vir ons. In plaas dat ons sê die provinsies van Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, praat ons eerder van die provinsies van die Noord en die Wes-Kaap en al daai tipe goed, né? Ons sien dus vir mekaar gesê, hulle leef as vreemdelinge in hierdie wêreld, liewe vriende, wat nie hulle geloof gedeel het nie. Hulle het nie noodwendig vervolging op daai stadium beleef, formele vervolging nie, maar hulle is uitgesluit, hulle is gespot, verdag gemaak. So dit was nie vir hulle lekker gewees nie. Nou, Paulus skryf hierdie brief inderdaad, liewe vriende, om hulle te bemoedig in moeilike tye, te help om hulle te verstaan wie Christus is, het te wys hoe om heilig en anders te lewe en hoe om te reageer op opleiding, né? Of op swaar kry. Kom ons gaan aan, vriende, dan by vers 3. Nou vers 3 is die teks wat julle gewoonlik altyd sal hoor ons by begrafnisse gebruik. Dis die teks, vriende, wat vir ons kom sê en wat Petrus ook vir ons kom sê hierso. Dit is die een iets in die lewe wat vir ons as kinders van die Here 'n hoop gee. En dit is die opstanding. Daarom kom sê aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word, né? So dis 'n groot troos, vriende. Ek kom sê altyd vir julle, as dit by begrafnisse is dit die een teks wat ek altyd gebruik het. Dis wat ek ook gebruik wanneer ons die opstellingskers gaan aansteek tydens 'n begrafnis. Kers het ons natuurlik elke erediens aansteek in die groter kerk ook, né? Maar dit is die kers ons gaan aansteek want ons glo in die opstanding van Jesus Christus. Daarom sê ons in ons geloofsbelijdenis ook, liewe vriende, ons glo in die opstanding van Jesus Christus. Ons sê ons glo in Jesus Christus wat gekruisig is, ter helle neergedaal het, opgestaan het en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. So ek en jy as kinders van die Here glo absoluut in die opstanding. So nie daarvoor was die vriende, dan kon ons maar geleef het net wat ons wil. Dan moet ons maar net soos enige een van hierdie ander heidense godsdienste doen wat jy wil. Niemand skryf vir jou voor nie, wat ek kom sê jy nou luister, né? Want as ek en jy op grond van ons dade en gedagtes moet geoordeel word, eendag is ons in ieder geval verby met ons. Daarom is die opstanding, kom sê Petrus, vir hierdie mense wat in hierdie plekke verstrooi gebly het en wat vervolg is in 'n mate, nie formeel vervolg is, maar wat swaar gekry het, kom sê hy, hoorie, kom ek sê net vir julle moet vasbyt. Julle moet vasbyt, want op grond van die opstanding het julle lewende hoop. Julle lewende hoop. Dit is eintlik 'n groot stuk troos wat Petrus kom gee vir hierdie mense, 'n groot stuk troos wat hy ook vir jou en vir my kom gee in die moderne tyd waarin ons leef. En dit is waarin ek en jy moet vashou, vriende. Ek het sommer wat by die huise aanbetref. Julle kan natuurlik vir julle 'n opstandingskers, ek kan enige kers wees, kry so 'n groterige kers vir julle, hoef nie baie geld te wees nie. En dan steek hom van tyd tot aan by die huis. As jy inkom by die huis, steek hom aan, herinner jou daaraan.
Ja, as julle 'n troukers het, vir julle trou, as julle nou nie een het toe julle getroud is, gaan kry vir julle 'n troukers. Kry so 'n kers en dan wat julle doen op julle huweliksherdenking of selfs net wanneer julle een aand 'n bietjie by mekaar of alleen is vat die julle troukers, steek dit by die Christuskers aan. Laat brand hom so vir 5 minute. Speel 'n liedjie wat vir julle albei baie beteken en blaas die kers dood, albei die kersse dood dan, né? Die simboliek is belangrik. Gebruik die simboliek in julle huise. Ja, as julle kindertjies het, gebruik die simboliek. Gebruik die doopkerse wat julle gekry het toe julle kinders gedoop is. As julle nie het nie, kry vir julle kan maar vir julleself doopkerse kry, né? Enige kers, sit hom maar neer. En jou kind se naam daarop laat sit, die datum daarop laat sit. En met die Christuskers wat daar so is. En wanneer daai kindjie se doopdatum nader kom, herdenk dit. Steek hom aan by die opstellingskers. Sit hom maar neer, herinner in jou kind daaraan dat hy of sy baie spesiaal is, né? So dit is deel van die simboliek wat jy kan gebruik om dit te celebrate. Wat Petrus hier vir ons kom sê. Op grond van die opstanding het ons 'n nuwe lewe. Kom sê hy vir ons. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou. Daarom sê ons ook ons glo in die ewige lewe in ons geloofsbelijdenis, né? My 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.